Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Liefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 33 tot sy lof. Psalm 33, die eerste 2 verse, sing vrolik. Hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer, en dit pas opregtes om God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Psalm 33 verse 1 en 2 en daarna bely ons geloof saam. Ons hys nou die banier van ons geloof, die algemene en ongetwyfelde Christelike geloof, soos verwoord in die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. En wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar weer die plekke inneem. In Eksodus 19 en Eksodus 20 sluit hierdie almagtige God, skepper van hemel en aarde, die Here, die verbondsgod, skep hy 'n verbondsverhouding met sy volk en dit word verwoord in die wet
wat vir ons daar gegee is. En daardie wet is vandag nog vir ons die riglyn vir ons heilige lewe, maar ook die wet wat ons dryf na die genade van die Here Jesus Christus. In Eksodus 20 lees ons dan, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here, die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou die Here op sy wet deur weer uit Psalm 33 te sing, en ons sing daarvan die 5de en die 7de vers. En ons bely daarin dat die Heer wat bo die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig, hy aanskou die mense en alle dinge, en daar's niks bedek voor sy gesig. Die 5de en die 7de verse van Psalm 33 en daarna dan bid ons saam.
Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U ons hier by mekaar gebring het vandag, dat U vriendelike aangesig oor ons skyn, dat ons die verlossingswoord mag hoor, dat U 'n God is wat verlos en dat U ons uit die slawehuis van Egipteland verlos het. Dit vra van ons lof en aanbidding en dankbaarheid en blydskap. En waar hierdie dinge nie van self by ons kom nie, bid ons Hemelse Vader dat die Gees van ons Here Jesus Christus dit by ons sal verwek. Hy wat aan die regterhand van U troon staan en hy wat vir ons intree in ons swakheid. Hy wat sy Gees oor hierdie aarde gestuur het en oral vandag daarby is waar sy naam aangeroep word in gees en waarheid. Ons bid dat daardie selfde Gees ons ook nou sal lei, want wanneer daar gepreek moet word en wanneer hierdie woord uitgelê moet word, dan wil ons saam met die apostel Paulus uitroep, wie is tot hierdie dinge bekwaam? En dit net deur die genade wat ons het, die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Hy wat dinge verander, hy wat deur sy woord en deur sy Gees mense verander, en hy wat die onbekwames bekwaam maak, dat daar vandag predikers sal wees om hierdie woord uit te dra die wêreld oor. En ons dankie by voorbaat daarvoor. Dankie dat U woord sal uitgaan in hierdie wêreld, en dankie dat dit nie leeg na U toe sal terugkeer nie, maar vrug sal dra. Dat dit sal wees soos ons ook hier gesing het, dat dit lewe uit die dood sal gebied. Maak dit dan nou stil in ons harte. Daar is soveel van die wêreld wat ons met ons hier ingebring het. Dit wat vanoggend gebeur het, dit wat gister gebeur het, dit wat ons vandag nog wil doen. Ons bid dat U dit stil sal maak in ons harte. En dat hierdie woord tot ons sal spreek. En dat dit tot die gemeente sal kom en die gelowiges van alle tye, en dat dit nie die woorde van mense sal wees nie, maar die woorde van die almagtige God wat hemel en aarde geskape het en deur sy seun verlossing geskenk het, bo alle verwagting in. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament en ons lees uit die profesie van Esegiel, die 37ste hoofstuk. Esegiel het die ballingskap beleef, hy was teenwoordig in Babylon, hy het eerstehands gesien wat daar aan die gang was, nadat die volk uit die beloofde land geruk was, en daar in Babylon daar neergesit is. En ons lees dan in hoofstuk 37, die eerste vers. Die profeet sê, die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. En daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos hy my beveel het,
En sodra geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was senings op hulle. En daar het vlees opgekom en 'n vel is oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mense kind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom, profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Ons vestig die aandag op die 3de vers. Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Nou geliefdes, die beenere wat Esegiel sien, is die bene van die volk Israel in ballingskap. Hulle lê op die laagte, daar langs die walle van die Kebar rivier by Babylon. Hulle is weggevoer. Hulle is leierloos. Jerusalem is verlore. Die tempel is slegs 'n herinnering. Alles is verby. Die Here se verbondsvolk was destyds uit die slawehuis van Egipte land bevry, maar nou is hulle in die huis van Babylon en hulle is weer eens slawe. En in die oë van die Here se profeet is hulle toestand veel erger as net slawerny, want hulle leef nie meer nie. Hulle leef lankal nie meer nie. Die hele laagte, net waar jy kyk, is net doodsbeenere. Dowwe doodsbeenere. Die vleis en die senings lankal reeds deur roofdiere afgevreet. Hulle is lank reeds deur die woestynson bleek gebrand, droë, leë, murglose bene, duibene, ribbebene, rugwervels. Die laagte langs die Kebar rivier lyk soos 'n ou slagveld. Die magte uit die poorte van die hel was op hulle losgelaat en die verbondsvolk is in hulle duisendtalle neergewerp. Die hand van die Here is op sy profeet en die lei Esegiel daar tussen die beenere deur. Hy moet die volle omvang van die slagting sien. Net soos die Here hom daar in Esegiel 3, daar tussen die ballinggemeenskap laat sit het, om daar tussen die mense langs die Kebar rivier laat sit het, vir 'n week lank laat sit het. En dan lees ons daar in Esegiel 3, dat Esegiel verstom was oor die ellende wat hy daar gesien het. Hy het geen woorde gehad nie. En nou hier is dit nog erger. Dis dieselfde mense, maar nou is hulle net grys lachende skedels, half begrawe in die woestynsand. Geliefdes, medegelowiges, kan hierdie bene weer lewendig word. Menslik gesproke moet ons sê genade nee. En as ons nog verder daaroor wonder, want ons lees die evangelies,
dan mag ons ook vra, maar waar is die Here se genade dan? Was daar dan geen genade by die Here nie? Wel, daar was daarom nog beenderre. Dit moet ons sê. God het nie toegelaat dat hierdie bene veras was nie. God het nie toegelaat dat hierdie bene tot kalk verbrand was nie, soos met die koning van Edom gebeur het in Amos se tyd. Sy beenderre was tot kalk verbrand, verskriklik. Nee, die potensiaal, die moontlikheid van 'n liggaam, dit was daarom nog daar. Maar kan hierdie bene lewendig word? Esegiel, kan daar weer mense hieruit tevoorskyn kom? Kan hierdie mense weergebore word as dit alles wat oorgebly het? Onder die hand van die Here kan die profeet nie anders nie, hy moet sê, Here van die leerskare, almagtige, ek is wat ek is, U weet dit. Daar is dinge wat vir die mens onmoontlik is, maar dit beteken nie dat dit vir God onmoontlik is. Daarop sê die Here vir Esegiel, en hy sê vir my, en hy sê vir elke ander prediker wat hy roep, om sy woord aan sy volk te bring. Daarop sê die Here, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. Die Here, die almagtige God, wat hemel en aarde deur sy woord geskape het, deur daardie selfde woord begin die Here met die herlewing van sy dooie volk. Dieselfde woord wat lewend en kragtig is en skerper is as enige tweesnydende swaard, wat deur kan dring tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Daar is dieselfde woord kan ook weer murg in dorbene sit, en senings op hulle lê, en vlees oor hulle laat opkom, en 'n vel oor hulle trek, en gees in hulle gee. En daarvoor gebruik hy mense, geroepe profete, apostels, predikers, manne wat die hand van die Here op hulle voel, want die profesie van Amos sê immers dat die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, sy profete geopenbaar het nie. Profeteer oor hierdie bene. En ons lees, toe het ek geprofeteer, soos my beveel was. Ag, genadige God, as jy maar in hierdie tyd, en in hierdie land, onder hierdie volk, as jy maar wil gee, manne wat U woord sal bring, soos U dit beveel het. Nie 'n mensewoord, om die gehoor te streel nie. Nie woorde wat goed mag klink vir die koning, soos in die profeet Micha se tyd, toe hy deur koning Agab so verwag was nie. Nie mensewoorde wat by die akte van menseregte pas nie. Nie mensewoorde wat by hierdie of daardie politieke oortuiging sal pas nie, maar die Here se woord alleen, soos hy dit beveel het. En hy beveel nie dat daardie volk as dames en here aangespreek word nie. Nie dames en here en vermaande gaste nie. Nee, hy beveel sy profeet dat daardie volk aangespreek moet word soos hulle is, dorbene. Dorbene, hoor die woord van die Here. En sodra geprofeteer het, was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering. Die Here se woord bring die volk in beroering, soos Elia destyds tydens koning Agab se tyd 'n beroerder onder Israel was, so word Esegiel baie jare later ook 'n beroerder. Dorbene kom in beroering. En in vers 11 lees ons dat daardie dorbene aan die praat gegaan het. Dorbene kom eerstens in beroering deur te praat. Wanneer die profeet se stem oor daardie dorbene weergalm, dan word daardie stem vanuit die laagte beantwoord.
En kyk, hulle sê, ons bene is verdor. En ons verwagting is verlore. Dis klaar met ons. Kyk, hulle sê, los ons uit, Esegiel. Los ons uit, Dominee. Kan jy nie sien, ons is lankal reeds dood nie? Ons bene is verdor. Ons verwag niks meer nie. Ja, miskien met die wederkoms sal daar weer iets gebeur, maar nou moet ons liefs gelos word. Dis klaar met ons. Dis klaar met Israel. Dis klaar met die kerke van die gereformeerde belydenis in Suid-Afrika, want kyk die kwynende kindergetalle. Die getroudes het lankal opgegee om kinders te hê. Want hoe kan 'n mens nog in hierdie land nog kinders hê? Daar's nie meer mans wat bereid is om as amptdraers te dien nie. Kyk die kwynende gemeentes, Esegiel, en ons wag nou net dat die laaste klompie getroue oues begrawe word en dan sluit ons die deure. Ons het miskien nog 'n klompie dekades gelede 'n verwagting gehad, maar daai verwagting is nou verlore. Toe was daar nog hoop vir Christelike onderwys. Toe was daar nog 'n regering wat pornografie en godslastering en sabbatsontheiliging bestry het, maar nou is daai verwagting verlore. Nou geliefdes, ons weet nie hoe lank Esegiel op daardie laagte geprofeteer het nie. Ons skrifgedeelte sê dit nie. Maar wat ons wel sien is dat die Here hierdie dorbene met verdrag weer aan mekaar voeg. Trapsgewys, dan die senings, dan die vlees, dan die vel. En uiteindelik is daar 'n hele gemeente van liggame, maar daar was geen gees in hulle nie. Hulle kom kerk toe, hulle hoor die woord, hulle ontvang die sakramente, hulle gee miskien hulle kerklike bydraes, maar verder is hulle geesloos. Hulle het nie die tyd of die aptyd vir enige gemeentelike aksie nie. Hulle verlang nie na 'n tweede erediens nie. Hulle het geen behoefte aan Bybelstudie nie. Hulle dink nie dis die moeite werd om evangelisasie te doen nie. Hulle sleep hulle voete rondom die katkesering van die kinders. Hulle mond beweeg miskien as daar gesing word, maar partykeer ook nie eers dit nie. Maar geliefdes, laat ons nie hierdie verskynsel minag nie. Laat ons nie neersien op hierdie nuwe gemeente van Esegiel nie, hierdie gemeente van kadawers en zombies. Hier is die Here se genade reeds aan die werk. Want hier sien ons 'n situasie wat baie beter is net as daardie dorbene wat die hele vlakte vol verstrooid gelê het. En daarom, Esegiel, profeteer maar weer. Daarop sê die Here vir my, profeteer tot die Gees, profeteer mense kind, en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke oor Gees en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Profeteer tot die Gees wat uit die 4 windstreke kom, die Hebreëse woord wat hier gebruik word, kan asem of wind of gees beteken. In Genesis 2 lees ons dat God met die skepping die mens asem gegee het. Maar hier in Esegiel 37 is daar meer as net 'n skepping ter sprake. Ons het hier te doen met 'n totale, omvattende herskepping. 'n Herskepping wat deur Esegiel se woord ontsteek word. En wat deur niks anders as deur God se Heilige Gees aangevuur word nie. Hoe lank neem dit vir Esegiel se profesie om in vervulling te gaan? So kan ons vra, want God soek nie net hierdie beenere aan mekaar nie, hy soek nie net 'n klomp liggame nie, hy soek nie net harte wat pomp nie, hy soek harte wat brandend is. Wat staan daar uiteindelik voor die Here en sy profeet? Ons het dit in vers 10 gelees, 'n ontsaglike groot leer. Paraat, opgelei, gepantser, elkeen self toegerus met die wapen van die Gees, dis wat die Here wil hê.
Hoe lank neem dit vir Esegiel se profesie om in vervulling te gaan? 1, 2, 3, 4, 500 jaar? Meer as 500 jaar later, een nag, vind ons 'n leermeester, 'n rabbi van Israel, in gesprek met die skrifgeleerde Nikodemus. En daardie gesprek gaan oor wedergeboorte. Die toegang tot God se koninkryk vereis wedergeboorte. En daardie wedergeboorte is die werk van God se Gees. Nie net 'n vleeslike wedergeboorte nie. Die Here sê uitdruklik, dit wat uit die vlees is gebore uit die vlees, maar dit wat uit die Gees gebore is Gees. En daardie Gees wat hierdie wedergeboorte teweegbring is soos die wind. En die wind waai waar hy wil. En hy kom uit al 4 windstreke. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom nie, of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Kom, o Gees, en blaas in hierdie dooies dat hulle lewendig kan word. Nou broeders en susters, op grond van hierdie profesie en op grond van die feit dat die Here Jesus Christus die seëning van sy Gees vir sy volk verwerf het die Here hierdie profesie van Esegiel in vervulling laat gaan. Hy sê in Esegiel 36, hy doen dit nie om julle ontwil nie. O huis van Israel, nie om julle ontwil nie, maar ek doen dit ter wille van my heilige naam. Terwille van sy heilige naam stort hy sy Gees meer as 500 jaar later uit, en 'n volk wat lank reeds mif van die dood geryk het, word lewendig. En daar kom uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. So lees ons in Handelinge 2, en dit het die hele huis gevul waarin die eerste gemeente gesit het. En aan die einde van daardie dag was daar meer as 3000 gedoopte soldate wat die naam van die Here Jesus Christus bely het. En hulle het volhard in die leer van die apostels. En hulle het begin preek. En hulle het begin katkeseer. En hulle het op die eerste dag van die week by mekaar gekom. En hulle het dit bedags gedoen en hulle het dit saans gedoen. En ons lees in die boek Handelinge dat hulle oggend- en aanddienste gehad het. Hulle het volhard in die gemeenskap en hulle omgee vir mekaar was duidelik sigbaar. En die weduwees was besoek en versorg en daar was omgesien na die armes onder hulle en hulle het volhard in die breking van die brood, nie net met nagmaal nie, maar ook daarvoor en daarna was daar liefdesmaaltye. Hulle het volhard in die uitdra van die evangelie. Sien julle, hulle ook nou daar voor u staan uit Esegiel uitgeliefdes, daar die ontsaglike groot leer. En ons, Esegiel en die ander predikers wat van ons, die hand van die Here is op ons. Die liefde van Christus dring ons, so skryf die apostel Paulus aan die Korintiërs. Ons wil ook niemand meer na die vlees ken nie, want as iemand in Christus is, dan is hy immers 'n nuwe skepsel en die ou dinge het verbygegaan. Die ou beenere bestaan is verby, daardie kadaver zombie bestaan is verby, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. En aan ons sy predikers die bediening van versoening gegee het. Kan hierdie beenere weer lewendig word? Here, Here, U weet dit. Amen. Kom laat ons dank. Ons genadige God en hemelse Vader, soos u bevele uitgaan in hierdie wêreld en u gee aan die winde bevel en hulle gaan oor die skatkamers van die see en hulle bring die wolke bymekaar en hulle stort water oor hierdie aarde. So bid ons,
dat U ons in hierdie tyd en in hierdie land, in hierdie omstandighede in genade sal aansien. Ons bid dat U die prediker sal gee, wat hierdie woord aan U kinders sal bring. Swakke mense, ons weet dit, mense wat selfvol baie foute is, en ons weet ook hoe dikwels U deur die eeue heen met 'n kromstokke reguit hou geslaan het. Maar ons bid dat U daardie woord sal dit lewe gee in hierdie gemeente, en al die ander gemeentes in hierdie dorp. Elkeen wat die naam van ons Here Jesus Christus bely en wat vas staan in hierdie wêreld en wat huil oor die toestand van die volk, dat daardie woord mag uitgaan en dat daar weer lewe mag kom, dat daar 'n hoopvolle toekoms mag wees. Ons bid dat U sal wees met diegene wat nie meer in staat is om eredienste by te woon nie, maar tog smag daarna om gevoed te word. Ons bid dat U sal wees met hulle wat pyn ervaar, in die aanvegtinge van die duiwel in die wêreld, en ook hulle eie swakke vlees ervaar. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid dit, en soos ons sê, en soos ons gehoor het, nie om ons ontwil nie, maar om die naam van ons Here Jesus Christus ontwil, ons Verlosser. Amen. Ons sluit af deur die laaste vers te sing in Psalm 33. Die vers is in 2 gedeeltes opgedeel. Die eerste gedeelte is 'n dankbare belydenis aan God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd. Maar die tweede deel van vers 11 is 'n gebed. Goedertier Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Ons sing Psalm 33, die 11de vers, en daarna sal ons die seën uitspreek. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.